julle ja, want dis op 'n goeie manier ja, ja. Dankie almal, broers, susters, dankie, ek aanvaar ons nou 'n lekker gesprek gehad en ons nou baie vrae. Ek wil my posisie misbruik en so my eerste vraag vra vir Dominee Anton. Wat Dominee, jy het nou vinnig genoem van Sorgvliet kampterrein. Dink as jy dalk net so 'n bietjie meer kan uitbrei presies wat die gedagte met die kampterrein is en vir wie dit aan vir die gebruik af van goed. Baie dankie vir die gratis bemarkingsgeleentheid wat jy vir my geskep het. Dit gaan jou kos. So dit vir die wat van julle dalk meer weet daarvan of onthou, daar was 'n Frankfurt riviertoer gewees. Dit was onder leiding van Prof Henk Stoker, die tyd toe hy daar predikant was, wat hulle begin het om vir jong mense in Desember, hoërskoolkinders, dit aan te bied. En na COVID het dit maar redelik doodgeloop. Ek en Fritz self het 'n studente ekwivalent daarvan gehad elke jaar hier rondom Paasnaweek. In COVID het dit alles maar net doodgeloop en dit het nooit weer gebeur nie. En die kerkraad van Frankfurt daai tyd het gesê dis ook risiko, hulle wil nie aangaan nie en die bates het nog steeds daar gestaan en dit word nie gebruik nie. Toe het ons op 'n stadium gesê maar kom ons doen iets daarmee en toe het ons as die SDDS verantwoordelikheid gevat vir die kampterrein. Dit is op 'n plaas waar daar 'n boerdery is, maar die geriewe wat opgeknap was en in daar gestel is, dit word nie gebruik nie. Die boerdery gaan er nog aan. En toe het ons maar net ook maar besig, ons is nog nie, die kontrak is nog nie geteken nie, want ek wil nie met die tegniese details nie, maar hierpag is nie 'n opsie nie en jy kan ook nie landbougrond vir 'n kleiner gedeelte uitsny sonder om die minister van landbou se toestemming te kry nie. So dit is bietjie kompleks, want as ons nou geld daarin investeer, maar is op 'n privaat eienaar se grond, dan het ons risiko wat ons namens die kerk aangaan. Maar ons het redelik prosesse en dik kontrakte wat ek nie verstaan nie, wat opgetrek is om toe te sien dat ons die reg het, selfs as die plaas verkoop sou word, het ons nog steeds wel in 9 jaar 11 maande gebruiksreg, vrugreg, selfs as die grond verkoop word aan iemand nie. En hier kontrak gaan 'n koopkontrak vooruit en al daardie tipe goeders in plek. So dis die tegniese gedeelte van dit. Nou het ons 'n paar rand spandeer, die plek so bietjie opgeknap en die Gereformeerde Kerk Rietvallei het nou in September hulle gemeentekamp daar gehad. En ek kan vir julle sê dit was fantasties geweest. Dalk moet ek nie alleen praat nie, wie is hier wat daar saam was. Daarso is 'n hand.
Hulle sê, hulle skud nie hulle koppe nie, so ek dink hulle stem saam. Maar ongeag, ons gaan nou ons belydeniskamp het ons verlede jaar daar gehad, ons gaan hierdie jaar weer terug met ons belydenisskas daartoe. Ons gaan verder bemarking, as jy enige studente ken, die naweek van die 27ste April, is 'n maandag, daai lang naweek, gaan ek en Fritz weer 'n klomp studente daartoe vat om river rafting te gaan doen. Sê vir die studente, hulle is welkom om saam te kom. So daar's op die huidige oomblik is daar 8 kamers waar die ou melkstalle is. So as jy in 'n melkstal wil gaan slaap, is jy welkom, maar die melkstal is oorgedoen uit 'n plafon in 'n vloer wat gegooi is, daar is beddens. Nou in daardie 8 kamers kan daar so rofweg, kom ons sê tussen 5 en 8 mense per kamer slaap. Daar's 'n plaashuis waar daar 4 kamers in is, waar daar 2 in elke kamer en 1 of 3 in die ander kamer met 'n annex buite met 'n gesin van so 5. So mens praat van so in terme van kamers kan daar so tussen 80 en 100 mense min of meer slaap, beddens, en dan is daar 15 karavaanstaanplekke met kragpunte, waterpunte, alles ingesluit. Ons het lidmate daar in Frankfurt wat grondverskuiving het, wat al die grondverskuiving vir ons gedoen het. Ons het net die diesel betaal. So die mense het regtig baie moeite gedoen om ons te help om vir baie goedkoop hierdie plek ook te kon opknap. So ek wil sê die kapasiteit, jy gaan gemaklik so 150 mense daar kan inpas tussen die kamp en so aan. Ons het verskillende tariewe, dit hang af hoe dit werk. As dit 'n gemeentekamp is dit R50 per kind per nag, R100 omtrent vir 'n volwassene. So as jy 'n gesin het met 3 kinders, dan is dit R250 'n nag wat dit jou gaan kos om daar te gaan oorbly, of 350, sorry, ek sê dom nie wiskundige nie. So ek bedoel, ons het nou met ons gemeentekamp het ons gegaan, en ek dink van die gesinne wat nou vir 'n lang naweek gegaan het, die een egpaar het nogals gesê dit het hulle R660 gekos vir die naweek met kos ingesluit. As hulle Spur toe gegaan het, sou dit 1 ete daaruit kon gekry het. So ons probeer regtig dit so goedkoop as moontlik, want ons wil dit regtig as 'n bate in die kerkverband beskikbaar stel. Daar is spoeltoilette, daar's warm water, daar's 'n groot kombuis, die foto's het dit gewys. En die manier hoe ons geld op die einde van die dag ons wil 'n mate van kapitaal terugkry om juis in die plek in te stoot. As dit 'n buitekerklike instansie, 'n skool of iets soos dit, dan gaan ons bietjie meer realistiese markverwante tariewe vra, maar as dit 'n gemeente is wat dit vir 'n jeugkamp of 'n gemeentekamp wil gebruik, dan gaan ons goedkoper tariewe vra. Dis net buite Tweeling aan die Vrystaat. So enigiemand wat nie bang is vir koue nie, julle is welkom om in die winter ook die plek te gaan gebruik, maar persoonlik is dit nou nie die plek waar ek wil wees in die middel van Junie nie. Okay. Baie dankie Anton. Ek dink in kort wat hy probeer sê, het is reël asseblief al julle kerkkampe daar so. Dit is ek sal die diakonale opsomming gee. Is daar enige ander vrae wat daar so Ek wil maar net aansluit by Dominee Anton, daar's 'n heerlike gemeenskapsaal ook. So dis regtig baie lekker daar. Nog 'n vraag. Daar's Annelie daarmee. Julle. Is hy aan? Ja, ek hoor. Okay. Ons het net 'n vraag wat uit ons groep uitgekom het vir Dominee Jan-Louis Lee. So dit was die onderwerp rondom, jy weet, samewerking met ander barmhartigheidsorganisasies. En daar was 'n bietjie 'n gesprek in die groep oor hoe benader mens as 'n diakonie as jy nou, jy weet, genader word deur 'n organisasie soos dit. En die rede hoekom daar gesprek rondom dit was, en ek sal nou sê wat is die voorstelle wat uit die groep uitgekom het, maar daar was byvoorbeeld al onder party van ons enkele gevalle waar organisasies soos dit die diakonie nader en vir geld vra gewoonlik. En dan kyk mens na, okay, luister, ons is nie nou in 'n posisie om geld noodwendig te kan gee nie, maar gegeewe wat julle doen, jy weet, daar's lidmate wat kan hand bysit wat op daai manier kan help en bydra tot die oefening. En as jy dan daai antwoord gee, dan verdwyn hulle soos mis.
So ons het daar was al gevalle soos dit en ek dink die antwoord wat uit ons groep uitgekom het was as daar 'n versoek kom van 'n ander organisasie, dan moet daar twee goed wees. Een, jy moet met gaan, jy weet, navorsing doen en kyk is hierdie kosher, is hierdie alright. En die ander deel daarvan is ook dat as dit is dat mense dan nou hulp bied, dan moet dit op so 'n manier gebeur dat mense nog steeds waar ook al daai hulp gebied word, die woord van die Here kan saambring met dit. Ons wil net weet of jy dalk enige verdere gedagtes rondom dit het. Dankie. Nee, ek dink julle het mooi saamgevat. Nee, ek dink die voorbeeld wat ons in ons gesprek en ek dink ek het dit mooi uitgedruk nie, weet ek dink ek was nou so troebel so helder soos melk toe ek weer verduidelik het. Ek dink die ding is dat 'n mens van 'n buiteinstansie wat 'n ander doelstelling as die kerk het, nie moet verwag dat hulle op 'n geestelike manier gaan optree nie. En hulle sien dikwels gemeentes net as 'n skuis vir die terme cash cow. Die diakonie het ekstra geld en kan ons nie maar ietsie bysit nie en dan onthef dit hulle van hulle verpligting vir fondsinsameling en hulle het 'n maatskaplike doelstelling, ons het 'n geestelike doelstelling. En ons het dit in ons groepie ook daar riglyn dalk gee is as dit nie gaan belemmer in die eerste plek die werking van die plaaslike diakonie. Met ander woorde, nood wat plaaslik aangespreek behoort te word nie aangespreek nie omdat ons vir hierdie instelling gaan gee, dan behoort jy dit nie te doen nie. Dis nadat al die ander voorwaardes aan voldoen is en dan as dit die selfstandigheid of die identiteit van die diakonie gaan belemmer deur betrokke te raak by so 'n ding. Ek dink julle het mooi riglyne gehad, maar die kern is dat ons gaan nie deur buite dra geld moet wegvat van die plaaslike gemeente af nie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Ja, so, ons hand. Ons groep het net een vraag en dit was wat sal die manier wees hoe ons 'n hulpgeval bepaal en dan ook die tyd wat ons so 'n hulpgeval sal ondersteun. Dis 'n baie oop vraag. Is daar iemand spesifiek wat julle hierdie vraag moet antwoord? Asof Prof Albert hy is al uitgerus na vanoggend se gesprek so. Baie dankie ook vir almal wat my voorgestel het om te antwoord. Ek waardeer dit. Ek dink mens kry verskillende soorte behoeftes en verskillende soorte nood, nê. So dit is inderdaad so dat mens kry in baie gevalle fisiese nood, kom ons sê nou maar behoeftes aan kos en klere en dalk kragrekening, skoolfonds, wat dit ook al mag wees. Dit is ook interessant hoe dit verskil van gemeente tot gemeente en van geval tot geval. Ek weet platteland waar ons nou in die bediening was die nood regtig eintlik maar van 'n kleiner skaal, bedoelende iemand het voedselnood gehad. Terwyl as jy nou iemand in 'n voorstedelike gemeente het wat skielik sy werk verloor het, maar sy paemente gaan aan, huispaement en polisse en al daai. Dis baie groter verskil van bedrag as byvoorbeeld wat ek nou beleef het en so. So ek wil sê in 'n sekere geval is die nood se bepaling dit na regtig afhang van wat die omstandighede is. Ek dink solank mens net bepaal daar's regtig nood, ek dink dit moet 'n deursigtige, eerlike gesprek wees met die persoon. En hoe lank mens gaan help? Ek dink solank as wat mens kan help, nommer 1, en solank as wat dit 'n gesonde tipe hulp is wat mens aanbied. In die gemeente in Thessalonika byvoorbeeld het ons gekry dat party mense het afhanklik geraak van die gemeente. Hulle het gedink die wederkoms van die Here is naby, te verkoop hulle al hulle besittings en hulle sit agteroor en wag. Ja, dit het nou dag ook gebeur terloops, ja, die siklus herhaal homself. En daar's 'n baie treffende vers in hoofstuk 3, 2 Tessalonisense 3 wat sê as jy nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. Dit is 'n harde vers, nee, dit is regtig, maar daar's tog 'n baie stuk wysheid en waarheid daarin, nee. Ons is nie net hier om mense so gemaklik as moontlik te onderhou sodat hulle net kan aangaan met niks doen as hulle eintlik kan werk en gesond genoeg is en die vermoë en die middele het om dit te doen nie. So hier is ook maar wysheid met dit, dink ek wat mens nodig het. Mens moet iemand help as daar regtig nood is, maar mens moet die persoon ook help om uiteindelik homself weer te kan help. En mooi voorbeelde, net 'n laaste opmerking wat ek maar net van weet, ook uit hierdie eie gemeente. Ek was nie 'n lidmaat nie, maar my ma en my suster en so was, waar mense wat hierdie diakonie gehelp is vir 'n tydperk, so 3 maande, 4 maande met groot bedrae vanweë werksverlies, later toe uiteindelik daai geld terugbetaal het en weer die volgende mense daarmee gehelp het. En dis 'n baie mooi voorbeeld, nee, daar's regtig 'n nood gewees van etlike duisende rande per maand
waarmee die persoon gehelp is en toe later het hy terugbetaal en nog ander mense weer gehelp. Ek dink dis 'n mooi voorbeeld. Sal nog enige joke? Middag. Ons groep het ook vir Prof Albert 'n vraag en dit gaan oor die eerste gemeentes en die eerste diakonie. So dis eintlik 'n paar kommentaar wat al saam 'n vraag maak. So in die konteks van die eerste gemeentes het hulle 'n gemeente 'n naam gegee en hulle skrywers uitgestuur en ons het vandag ook 'n klomp gemeentes. Nou, hoe definieer jy jou gemeente? Waar is binne die gemeente en buite die gemeente? En hoe besluit jy of jou gemeente 'n gesonde gemeente is? Right, dankie. Kom ons begin nog by die tweede ene. Ek dink 'n gesonde gemeente word gekenmerk deur 'n hoeveelheid faktore. Jy het nou mooi gevra hoe besluit mense of jou gemeente. Ek dink nie mense besluit dit nie. Ek dink dit word sigbaar, nê. Ander mense kan dit sien. Om met daai ding te begin dalk net. Ek dink 'n gesonde gemeente is 'n gemeente wat lewe volgens dit wat die Here in sy woord vir ons leer. Wat regtig die Here liefhet en ook hulle naaste probeer dien en ook bystaan. Onder andere ook na buite, nê. So ek dink 'n gesonde gemeente is iemand of 'n gemeente wat nie net fokus op oorlewing en bestaan nie, maar uiteindelik om dinamies aktief betrokke te wees met die bediening van die evangelie na binne en uiteindelik na buite ook. So daar's 'n hele paar dinge wat mense daarop kan inspel, maar uiteindelik dink ek is dit die teken, nê. Is 'n gemeente wat nie net probeer oorleef nie, maar regtig die Here dien aktief, meelewend ook uiteindelik na buite. En dan nou jou vraag oor na binne en na buite, waar bepaal mense daai grense, veral in die lig van die vroeë kerk? Dis 'n goeie vraag, want ek dink in die vroeë kerk was daar nie sulke duidelike, kom ons sê, wat sal ek sê, strukture in plek, soos wat ons dalk nou vandag het nie. As ons nou praat van die heel eerste gemeente nie, dit was alles nog leer in die proses van die kerk het nou net ontstaan en die kerk groei en die kerk brei uit en dit versprei die evangelie na ander dorpe en na ander plekke toe. Ek dink dit was regtig 'n geweldige tydperk in die kerk gewees waar daar groei was en 'n klomp dinge uiteindelik toe in plek moes kom. En dan in die vroeë kerk, kom ons sê na die Nuwe Testamentiese tydperk, dan kry ons nou 'n bietjie meer van 'n strukture en dinge wat in plek gesit is en ons lees van hierdie dinge onder andere van die vroeë geskrifte en so, maar dit was nooit bedoel dat dit is nou presies hoe dit moet wees, dis geëik, dis vas oral wêreldwyd vir die volgende 2-3 jaar moet dit so wees nie. Eerder net die beginsel agter wat 'n diaken is en wat uiteindelik die diakonie moet doen. Solank daar aan daardie beginsels voldoen word, dan is dit nou hoe dit moet wees en hoe dit moet funksioneer. So om uit te kom, as ek jou reg verstaan by jou vraag oor na binne en na buite, ek dink daar moet 'n wisselwerking wees met beide. Iemand het dit nou baie mooi gesê, ek kan nie onthou of dit Jan Louis was of so nie, oor die fisiese en die geestelike. Nee, dit was Anton. Ja, skus Jan Louis, ek trek hom terug en ek gee hom vir Anton. Daar's 'n mooi uitdrukking gewees in ons gemeente lank terug, van ons predikante, daar waar ons ook nog maar meeste studente was, waar die een predikant gesê het, as iemand bereid is om na die evangelie te luister terwille van 'n pakkie chips of terwille van 'n bord kos, dan is dit 'n baie klein prys om te betaal. En ek het gedink dis nogal 'n interessante ding om te sê, nee, dat iets soos 'n sopkombuis of iets soos 'n uitreik met kom ons sê koningskinders van baie van ons betrokke was en so, daar is die onmiddellike voedselbehoefte, so daar's allerlei middele wat ons gee, maar daarmee saam uiteindelik is daar ook 'n evangelie boodskap wat verkondig word, 'n Bybelstudie of 'n program wat deurgewerk word en so. En ons saai maar net die saad. Ons weet nie uiteindelik wanneer dit sal ontkiem en uiteindelik lewer iets anders te op nie. Maar die prys wat ons moes betaal het, was daai moeite met die kos en die program en al die dinge, maar is eintlik 'n klein prys om te betaal terwille van die groter doel wat ons ook het. So ek hoop ek het jou vraag op 'n manier beantwoord. Hy was so 'n bietjie oop, wil ek sê. Tensy iemand hom dalk 'n bietjie meer spesifiek. Dankie. Ek bly soos die keiser het jy nie so gemaak nie. Okay. Goed, dankie prof. Dan het ons vir Jan Louis ook 'n vraag, maar voordat ek sien De Wet wil die mikrofoon by my wegvat. Ja, jy het nog 3 minute. Ons het 'n derde vraag ook gehad wat ons so tussen mekaar kon antwoord en ek het so verander onder die bus gegooi. So die vraag was hoe die DDS met die diakonie moet kommunikeer en daar is al klaar 'n paar dinge in plek en as iemand nog nie 'n DDS nuusbrief gesien het nie,
moet hulle nog nie vir Andri bel nie. Hulle moet eers vir hulle diakonie voorsitter vra, want ek is seker as hy hom nog nie gesien het nie, gaan Andri baie verbaas wees. Maar dan sal sy hom graag help, né Andri? Andri sê ja. Dan Dominee Jan Louis, na aanleiding van jou aanbieding, wil ons groep net graag weet hoeveel vryheid moet die diakonie nou eintlik hê en waar moet die ouderlinge dan in die kerkraad nou begin toesig hou en begin remme aandra? Dankie. Ja, dit is wat ons ook in ons groep bespreek het. Daar's nie 'n kwessie van 'n diakonie wat vir die ouderlinge moet kom toestemming vra om hulle werk te doen nie. Dit is baie belangrik om dit te onthou. Ek hoop nie ek het daai indruk geskep nie. Die punt is net dat ons my aanbieding was meer oor die feit dat die werk van die diakonie dis nie of die diakonie en die gemeente nie. Die gemeente mag nie werkloos gelaat word deur die feit dat 'n diakonie met ander diakonie praat wat hulle werk doen nie. So dit was die aksent wat ek probeer lê het. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Okay. Okay, dankie. Ek gaan die vrae nou eers sluit. As daar enige ander vrae is wat julle wil vra of aan dink, ons dink nie altyd al dadelik nou aan vra nie, stuur dit asseblief vir Andri, ons gaan dit op e-pos, sal ons al die vrae en met antwoorde sal ons uitstuur en so. So asseblief in die volgende week, kom ons maak dit tot Vrydag toe, stuur asseblief julle vrae vir Andri. Dan ons nou aan die einde van die dag kom, weer eens baie dankie vir almal wat hierso was, almal wat die moeite gedoen het, almal wat bygedra het tot die dag se sukses. Die gedagte is om dit regtig weer 'n instelling te maak vir elke jaar. Dit is ons wil dit regtig waar, dit is die vraag was net nou gevra van hoe wyd is hierdie gewees, dit was nasionaal. Dis die gedagte om nasionaal by mekaar te kom. Die behoeftes is maar dieselfde. Partykeer lyk dit net 'n bietjie anders, maar op jou einde is dit maar presies dieselfde. So dis goed ons wil regtig kyk om een keer 'n jaar by mekaar te kom. As daar enige iemand is wat genoop voel, hulle wil graag deel raak van die reëlingskomitee, asseblief kom in verbinding met Andri of met Dion of met een van ons. Steek asseblief julle hande op en ons hoop ons kry 'n uitnodiging Kaap toe, dat ons bietjie volgende jaar kan afgaan Kaap toe. Dit is ons sal dit enige tyd daai kant kom hou, so asseblief. Dit is en ek hoop ek sien almal se gesigte volgende jaar weer hierso. Ons kan die kampterrein in Junie maand, dan kan ons kyk wie's regtig bitter einders, wie's committed tot hierdie saak. So die DDS sal dik slaapsakke en so uitdeel. Dit is Ek kan net voor die wet afsluit. Andri sê net gou na vore kom. Andri het regtig verskriklik baie werk gedoen. Tussen my en die wet en almal het baie gedagtes gehad met die ander mense moes organiseer. En versprei en so aan. Andri baie dankie. Ons waardeer dit vreeslik en ek sê nou vir aan die een kant hoop ek haar inbox word volgende week gevlek. Maar aan die ander kant ek kry jou jammer as dit gebeur. Mag dit gebeur en baie dankie. Broers, susters, ons is na die einde van die dag. As dit nou nie vir Jacques se vrae was nie, was ons op tyd gewees. Maar hy is huidiglike ouderling, so dit wys. Ek gaan vir ons net afsluit met 'n gebed. Daar buite op die tafels is die middagete. Dit is in bakkies verpak, so as jy moet gaan, gryp een en gaan en veilig ry en sien julle weer by die volgende jaar. So kom ons sluit net die oë. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U ons hier vandag weer bymekaar gebring het, Here, as gelowiges, as diakens wat saam deur dieselfde stryde gaan, Here. Baie dankie dat U ons hande sterk maak, Here. Dankie dat U vir ons die leiding gee, dat ons kan weet dat
as daar enige vrae ooit is, ons dit net in die Bybel kan gaan soek, Here, dat U vir ons die wonderlike boek gegee het met al die antwoorde. Here, gaan met almal daar buite, Here, help ons ook om te kan help waar ons kan, Here, en help ook om nee te sê waar dit nodig is, want dit is ook partykeer om in liefde so op te tree. Here, gaan met ons waar ons nou uit mekaar uit sal gaan, bring ons ook veilig by ons tuistes. Seën ook die kos wat vir ons voorberei is, Here, o Christus ontwil. Amen. Sê.